Hallo almal, gaan dit goed? Hallo Louis, goed dan met jou? Ja, ek klaar nie lekker om jou stem te hoor, Koenie. Dit gaan goed, dankie. Aha, daar alle ander diens. Kry jy koud in die Kaap? Is so effens koeler, maar is eintlik heerlik. Die laaste 3 dae was 'n heerlike paar dae gewees. Die son skyn en so Okay. aan minder wind. Ja, maar is koeler hier na die aand se kant toe, dan sit koelerig. Daar by jou lyk dit vir my warm kry. Ja, was het weer 'n lekker 26 dag, so dis ons hele lekker dag. Ja, baie lekker dag. Mm. So 26, 25 dae. Die nagte raak so 8 na so 15 toe of so, so is nog nie koud nie. Ja, en hier by ons ook. Jy weet as dit so 8, 9, 10 grade is, jy weet ek loop nog ek het nou die trui aan, maar ek het 'n kort broek aan. Hmm. Jy weet, so 'n Hmm. kalf in plakkies. Jy weet, soos nog nie daai wat ek voel okay oor die nou moet ek warmer aantrek of enigiets nie. Ja, ja, so oggende is lekker. Daar is baie lekker so nee, ons hierdie is die lekkerste tyd van die jaar by ons. Is eintlik. Hmm. Nog nie nodig Die om winter twee kortbroeke aan te trek nie. So jy André? Nog nie nodig om twee kortbroeke aan te trek nie. Nie nog nie. Net twee onderbroeke. Dan sê hallo almal, hoop dit gaan goed. Ek luister so lekker na julle. Gaan dit goed? Lekker om julle te sien. Koenie en Louis, gegee wat julle praat, is julle baie groot op die skerm. Hallo. Lekker om julle te So. sien. Lekker. Nee, glad nie. Lekker om almal anders ook te sien. Julle baie welkom by vanaand se kerklike opleiding. Ek wil sommer begin deur sommer net 'n paar woorde te spreek in die begin. Ek weet baie van julle is ingeskakel. En dan gaan jy soos requesting to record this meeting, food ready. Ek dink dit is fine. Ek dink ons gaan dit ek dink ons net seker maak dit word gerekord. En Annelies, ek het vandag of gister jou boodskap gekry oor julle wat gelegitimeer word aan die ander kant. Sorry, ons is besig met 'n ander blok ook hierso en hardloop 'n bietjie rond, maar ek gaan vir jou terugstuur. Maar net julle is in Pretoria en ons mense in Bloemfontein natuurlik en oral oor. En ja, dis miskien net goed om te sê die volgende. Soos party van julle weet, is daar gesprekke oor die bane aan die gang. En dis goed. Natuurlik is dit altyd belangrik om oor die ampte te praat en veral omdat hierdie nie net nog 'n saak in die kerk is nie, maar ten diepste gaan oor mense se roeping en wie ons is en wat God van ons vra ook in die kerk of so. So ek kan regtig vir julle sê dat ek's baie opgewonde en dankbaar dat daar met groot omsigtigheid tans gepraat word en met groot opgewondenheid. Ek dink daar's so baie waardering vir wat reeds gebeur, maar ook opgewondenheid oor wat in die toekoms kan gebeur of so. Maar net om te sê dat van julle het miskien al 'n bietjie gehoor dat daar sprake is dat daar sekere dinge gaan bykom of so veral as dit by die diensjaarstudies kom en goed. So ek wil eintlik net vanaand begin deur te sê dat niks van daai goeders enigsins vas is, een, maar twee ook nie kan wees tot volgende jaar se algemene sinode nie. So julle kan regtig rustig wees en weet dat die algemene sinode van 2023, maar ook algemene sinode van 2019, hoe alles daar ingerig is, hoe die kerkorde so goed opgeskryf staan, hoe wat geroep gevorm gestuur sê, al daai goed staan en sou daar iets anderste besluit word of nie iets anderste nie. Ek dink dis 'n belangrike ding om te sê. Dis nie asof dit een ding is en nou gaan 'n volgende ding besluit word nie, maar sou daar soos met enigiets anderste klein skuwe gekom in hoe enigiets omskryf word byvoorbeeld en hoe dit miskien ook in die kerkorde voorkom, dan gebeur dit by die algemene sinode wat eers die einde van volgende jaar is. So ek wil net dit vir julle gesê het en te sê dat daar moet glad nie bekommer nie, dit sal goed gekommunikeer word, weet as mens op daai punt kom, maar vir hierdie jaar en eintlik vir volgende jaar bly alles presies soos dit is en julle kan met absolute vrymoedigheid en rustigheid voortgaan met julle studies en weet dat hoe dinge nou is hoe dit sal wees of so. Ek wil nou nie 'n lang gesprek oor opmaak of so nie. Ek wil jou uitnooi om te sê as jy in Pretoria as jy met Wikus hulle kontak maak met die kuratorium daar, maar veral met Wikus, ook die noordelike sinodes almal wat daar is. As jy in die Vrystaat is, dat jy met Dr. Johan Nel kontak maak. En as jy in die Oos of Noord of Weskaap is, dat jy sommer vir my direk 'n boodskap stuur, of vir Riata of so, dan kan ons praat. Ek wil net vanaand vir julle rustig maak. Ek het gehoor daar's miskien 'n bietjie stres oor hierdie goeters en net te sê dat alles bly soos dit is.
tot volgende jaar se algemene sinode en as daar skuwe kom, gaan dit regtig wees om net verder duidelikheid te bring, sekerheid veral vir studente en vir mense wat studeer en gaan bedien, om te sê dit is hoe jy jou roeping kan uitleef en hoe mens eintlik bemagtig word om jou roeping te leef. So dit is goed. Ek weet nie of daar enige ek wil nie 'n lang gesprek noodwendig oopmaak nie. Ek dink is iets wat mense miskien dalk in persoon eerder moet bespreek of so. Is daar iemand wat iemand miskien ek wil tog kans gee. Donovan, ek sien sy hand is daarop. Donovan, so kom ons hoor en Koenie sin ook. Maar ek wil nie te lank hier aanspandeer nie, want ek wil graag aangaan en ons kan maar miskien is dit tog goed. So kan ons dit maar daarby hou dat ons miskien dalk vir Koenie en vir Donovan vra, miskien is dit wat jy ook op jou hart het. As dit nie is nie, dan kan ons later weer praat. Of nog praat miskien. Okay, kom ons begin by Donovan. Naand almal. Marnus, ek wil net gou vir jou ietsie vra. Ek dink ons almal weet dat niks gaan hierdie jaar plaasvind nie, of niks gaan verander hierdie jaar nie. Okay. Die eerste vraagie wat ek net wil weet is, wat is die motief agter hierdie roemer? Dat hulle nou wil hê dat om 'n diensleraar te word moet jy 'n honeursgraad kry. En dan die tweede een is, as dit nou so was dat hulle dit forceer dat jy mens nou jou honeurs en kan jy maar net sowel jou meesters doen om 'n predikant te word. Ek dink hulle gaan meer mense wegjaag as hulle nou weet hulle moet nou al daai jare gaan studeer net om 'n diensleraar te wees en is 'n graad minder as 'n meestersgraad. So ek wil net weet wat is die motief agter die hele ding? Goed. Ek kan dit miskien antwoord. Ek dink aan die een kant gaan dit oor ek dink nie dis 'n motief of enigiets wat daar weet dat daar vreemde redes daarvoor is nie. Ek dink daar's groot poging tans om pariteit, ek dink is die woord te kry, om te sê dat daar's verskillende maniere in bane natuurlik hoe mens kan studeer, residensieel, nie residensieel. En net om te sê hoe al die goeders in mekaar inpas. Ek dink dit is die groot eerste ding. Net om te sê dat die groter infrastruktuur word net mooi ondersoek of so. Maar die tweede ding dan, Donovan, gaan oor die feit dat soos 'n diensleraar tans omskryf word, gaan dit daaroor dat dit 'n toegespitste bediening in 'n gespesialiseerde bedieningsarea is. En ons moet mooi daaroor dink hoe ons dit op 'n manier vermeld in hoe mens studeer. So natuurlik is daar persone wat reeds Donovan jouself opleiding ontvang het en miskien voor leer deurgegaan het of so. Maar dan is daar ook persone wat miskien uit skool uit swat of miskien 'n ander veld van so ek dink die poging is maar net om te sê dat hoe vermeld ons daai hele ding van 'n toegespitste bediening of spesialis area en hoe dit inpas in die groter infrastruktuur. Eintlik dink ek dis nie wat ek wel kan sê, is daar so baie waardering beide vir bedienaars, maar ook vir diensleraars. En uiteindelik gaan dit daaroor gaan om te sê hoe kan ons hierdie persone wat geroepe is bes moontlik bemagtig om in die kerk en so te dien. Maar hierdie goeders gaan mooi deurgepraat word en ek kan nie eintlik nou meer sê as dit nie, net om te sê dat dis alles gesprekke wat plaasvind en goed so. Dit is ook nie een klein tipe van groepie mense wat daaroor praat nie. Dis 'n oop gesprek tans en al daai dinge moet opbou na ook groter vergaderings en sê maar by voor die algemene sinode of so. So ek wil eintlik maar net sê vanaand julle kan regtig weet dat mense wat hieroor praat ten diepste omgee, nie net oor bediening in die kerk nie, maar veral oor persone wat geroepe is en regtig dit so bes moontlik wil in rig of so. So ja, goed. Koenie, wil jy ietsie vra? Ja, Marnus, ek wil net graag weet, ons wat nou in November maand gelegitimeer kan word, ons net weet wat alles in plek moet wees, want ons wil nie dat ou hier 'n maand voor die tyd kom en dan weet, as daar party goed nie reg nie, of wys hoe in plek nie. Ons wil graag weet, vir ons het dit sê, wat moet in plek wees? Vir so elke kuratorium, miskien is dit goed om te sê hoe legitimasie werk. So 'n kuratorium maak 'n aanbeveling na die algemene taakspan predikantse sake, die ATP, en hulle legitimeer dan. So jy moet by jou plaaslike kuratorium, Koenie, jy wat by ons is, gaan daai inligting vir jou kan gee. So weer eens die noordelike soeners en byvoorbeeld Koenie by ons gaan ons binnekort 'n skrywe uitstuur wat presies mooi sê wat moet gebeur en hoe moet dit gebeur en ja. Ek sien hierso is dit alright so Koenie, so alles sal gekommunikeer word. As jy ergens is waar dit nie gekommunikeer word nie, gaan dit gekommunikeer word, maar jy kan ook natuurlik aanvra. Ek moet net gou sien hierso. Is daar 'n vraag? Ek sou dit 'n beroep doen op die wat teenwoordig by die algemene sitting om die huidige studente van daardie stadium in ag te neem. Absoluut.
ja, ekskuus, ek hoop julle hoor wat ek sê dat wat ek eintlik vanaand wil sê is dat daar regtig weet indringend weet oor hierdie goed gepraat word, gedink word, gebid word goed dat dit kom uit 'n plek van nie eintlik die ja, dit kom uit 'n plek van waardering en absolute opgewondenheid oor die diensleraar baan en natuurlik al die ander bane. En twee dat die kant van die student ongelooflik sterk ook hierin tel. So moet glad nie bekommer, ek sien nou die opmerking daar. Absoluut sal die huidige stel studente en die wat in die stelsel is en al daai goeders sal natuurlik altyd in ag geneem word en so. Is dit alright as ek dit daar laat as dit reg is? Ek hoop julle hoor vanaand dat ek nie natuurlik namens enige vergadering of enige groep kan praat of so nie, net om te sê dat hierdie is, ek weet daar's 'n klomp gesprekke wat aangaan en daar's miskien ook 'n vrees daarin verbonde wat mens verstaan. Weet net dat ek en Wiekus en ander weet en Johan en almal wat in kerklike opleiding betrokke is, ook die instansies, dat ons regtig daar is om weet seker te maak dat iets soos wat vanaand gebeur, dat julle almal hier is op 'n Dinsdag aand en op weet kerklike opleiding doen goed, dat dit so amazing is en ons wil so graag dit net met die kerk deel en dit celebrate en regtig seker maak dat ook elkeen van julle wat weet geroepe is dat met vrymoedigheid dit in die kerk kan doen en dat daar met openheid ook van die kerk en gemeente se kant af weet ja, hierdie is 'n wonderlike verwikkeling wat gebeur het. Wat ek dink reeds so is. Ons het so baie navorsing wat wys dat die kerk reg en opgewonde is oor die bane. So is dit alright so? Hoe beïnvloed dit die wat reeds diensleraars is? Vra hulle self. As jy gelegitimeer is jy gelegitimeer en dit is so bedoelende. So ek wil eintlik sê dat die wat reeds gelegitimeer is, moenie bekommer nie. Die wat onderweg is, daar sal so gewerk word en die goeie sal so wat ook al gebeur. Ek weet natuurlik nie hoe dit gaan uitspeel nie. Dat dit sorry, ek weet gou, is dit iemand sorry, you don't buy club. Daar's hy. No. You don't. I've just seen it down. Let us take your club. So it looks Okay, like a new sorry, company. iemand is aan. Ek weet nie sien. Ek kan nou nie sien waar nie. I didn't see it. Is Dit it blyk that soos guy Andre. there? Ja, Oh, yes, I saw it. I saw Andre that is car. aan. Okay. Daar's hy. Goed. Okay, julle ek gaan vanaand begin. So ek hoop dit stel julle gerus. Weet asseblief dat ja, ons daar is vir julle en ja, alles gaan goed en reg uitwerk of so. En ja, en so moenie stres nie. Ek bedoel almal wat in die stelsel is, wat reeds gelegitimeer word, wat studeer, doen so met vrymoedigheid en weet dat die pad vorentoe regtig ja, goed en mooi lyk. Is almal alright? Kan ek maar aangaan met die res van die klas? Ek hoop dit is alright. Ons kan in persoon ook praat. Dankie Andre, ja, en 'n paar ander ook. Ek hoop julle het ook my hart vanaand gehoor. Net om te sê ek weet mens acknowledge dat daar goeders is wat met gehoor en praat en goed, maar dit gaan ook goed wees. Fransja sê ook hier word ook gepraat van bedieningsgeleenthede. Daar is baie leraarsposte en nie baie diensleraaarsposte tans nie. Dit is een van die belangrike goeders waar ons praat. Is om te sê as ons weet al die goeders in ag geneem word om te sê hoe kan ons mense wat ook diensleraars is bemagtig om met vrymoedigheid ook weet in poste in te stap en so. Dis alles deel van die gesprek. Okay, ek gaan begin. As dit reg is. Goed, hierso is dankie Fransja. Okay, vanaand het ek inderdaad weer 'n PowerPoint en nie 'n Canva nie. Ek hoop dit is alright. Kan julle dit sien? Kan ons gou vinnig daar kyk? Okay, brilliant. Okay, julle, so ek hou baie van fliek en onlangs in die New York Times was daar 'n ding gewees van die beste flieks van die 21ste eeu. Sommige van julle het dalk gevolg op die app of op 'n podcast of so. En dis nog interessant. Nou, julle sal nooit raai wat of miskien weet julle of het julle gesien wat die fliek is wat die amper half die wat klomp kenners en mense wat in die fliek in filmindustrie werk dan gekies het as die eintlik dan die film wat hulle sê die beste film van die 21ste eeu is. En dis die fliek Parasite. Het iemand dit al gesien? Kan ek gesien iemand miskien 'n hand opsteek daar of so? Goed, nou Parasite is 'n Suid-Koreaanse fliek. Het ek dink in ek kan nie presies onthou wat die jaar nie 2019 of so uitgekom. Ek het dit hierso neergeskryf dat ek gou hier op my notaatjies kyk 2019 inderdaad. En dit het ook die Oscar gewen vir die beste fliek. Soos 'n
Koreaanse fliek. En dit gaan oor die Kim familie wat hulle bly so half in Seoul in Suid-Korea en hulle is so half middle of the road tipe van persone. So hulle huis, hulle tipe van woonstel waar hulle bly is weet so half net daar op pad weet se vlak. En dan kry hulle die geleentheid om te werk in hierdie Uber tipe van welgestelde persone se huis. En dan trek hulle daarin en dan weet woon hulle daar en daar staan klomp goeders wat gebeur en al hoe meer van die Kim familie trek ook dan daarin soos daai familie op vakansie is, ook later of so. En dan een van ek wil nou nie te veel van die fliek weggee nie as jy dit nog vir gaan kyk, maar die interessante ding wat gebeur is dat een van die skokkende onthullings dan is dat daar die vorige persone wat in die huis gewerk het onder die huis in 'n banker tipe van ding bly. So dan jy die 3 vlakke. Jy het eintlik vir die Kim familie wat in hulle gewone woning is, jy het 'n massiewe kolossale paleis amper waarin hierdie ander familie bly en dan jy die mense onder die grond. So en wat Parasite dan probeer doen is om eintlik te wys deur baie fisies hierdie vlakke eintlik voor te stel. Hoe in 'n samelewing soos Korea daar ongelykheid kan heers en nou eintlik dan 3 vlakke in hierdie samelewing is en kan voorkom. Nou, die interessante ding is dat dit mos nou nie uniek is aan Korea nie, in baie ander samelewings is soos dit. En ook in die antieke wêreld was dit so gewees. Jy die adelike tipe van sê maar in die tyd van die Nuwe Testament, die Romeinse mense gehad en dan jy mense wat onder hulle was en mense wat onder hulle was en jy al die vlakke wat samelewing bou. En so het dit nog altyd op 'n manier gewerk. En wat maklik kon gebeur het is dat die vroeë kerk ook so oor God gedink het. Die vroeë kerk kon maklik gesê het, ons het die aanvanklike belydenis oor God die Vader en dan kom Jesus en dis amper asof hy dan so 'n tweede slot invul en dan het jy die Gees amper as 'n derde tipe van vlak. Maar dis die vreemde ding. Ek bedoel ons bely daar's net een God, die Shema sê God die Here, julle God is die enigste Here. En dan bely ons Thomas daar met sy vinger in Jesus se wonde, Jesus is die Here. En dan word gepraat van die Gees. En nou is die vraag, hoe sien mens dit? En eintlik het die vroeë kerk 2 opsies. Een is om te sê daar's 'n hiërargie. Dat daar presies soos in die fliek Parasite, weer eens die Gees, die Seun en dan God die Vader is. Dat hierdie 3 vlakke. Die ander opsie wat hulle het is om amper uit die toneelwêreld uit te vat om te sê dis maskers wat aangesit word. Hulle het gepraat van modalisme. Julle het dit dalk in julle klasse geleer. Om te sê jy het een God, maar dan een oomblik het hy die masker aan van die Vader, die volgende oomblik het hy die masker aan van die Seun en die volgende oomblik het hy die masker aan van die Gees. So julle hoor hierdie 2 opsies. Dis eintlik van om te sê, ons sê daar's een God, maar ons praat van Vader, Seun en Gees. So of hulle is 3 en hulle is so hiërargies gesplit, of hulle is eintlik net een en ons 3 forme wat hierdie een in kan voorkom. Maar die kerk sê dan absoluut iets anderste. Van baie vroeg af, eintlik reeds in die Bybelse tye en so, weet julle dat hulle hierdie leer van die 3-eenheid, die Triniteit voorstel, om te sê dat God is 1, maar God is ook 3, en God is 3, maar God is ook 1. En julle onthou in die Nicea dinge wat ons gedoen het, ook laas jaar, hoe hulle woorde probeer vind om hierdie misterie van God 3-eenheid te verwoord, om iets hier, want God openbaar God self so, en dit is eintlik met ons gebroke woorde, wat ons probeer iets oor hierdie ongelooflike God sê. Eerstens tot God in gebed, maar tweedens ook oor God. Julle onthou hoe ons gepraat het oor belydenis. En een van die maniere wat ons dit dan doen, wat ons hierdie misterie van die 3 wat 1 is en die 1 wat 3 is probeer doen, is natuurlik deur teologie te beoefen. Nou ek wil gou vinnig hoor, julle almal swat teologie, so dis altyd baie interessant en mooi wat hierdie woord teologie beteken. So anyone who wants to help us, as jy die woord teologie hoor, hoe sê dit vir iemand verduidelik? Wat beteken die woord teologie etymologies? Iemand wat wil sê? Yes, Donovan of Annelies. Ek net myself weer aansit. Ek sien dit as die studie vir die verstaan van wie God is. Beautiful, ek love dit. So is hierdie woorde theos en logos, en logos wat woord is, maar is ook studie van theos, God. So Ny wil ook iets gesê, nee.
Annelies het gesê wat ek wou sê. Okay, wonderlik. Ja, so julle sien sommer daar op die bord, op die bord. Sorry julle, ek was die hele dag in 'n ander klas. Okay, julle sien sommer daar op die skerm, jy het logoi of logie en dit kom van logos af wat woord is en jy het theo daar in die begin of theos. So dis 'n woorde oor God. En mens kan miskien anderste ook praat. Jy kan sê dis ook woorde tot God. As ons sê gebed is 'n vorm van teologie wat ek absoluut dink dit is. Weereens die vroeë kerk het gesê wie is die teoloog? Dis een wat bid. Dit kan ook woorde van God wees. Nee, so dis God se openbaring. Dis altyd die eerste woord. God openbaar God self aan ons. Maar daar is ook dan iets van dat dit woorde oor God is. Theos, logos, woorde oor God. En julle onthou Karel Barth het gesê ons kan eintlik niks oor God sê nie. Want God is so groot en so transcendeer net alles wat ons, jy weet, taal en al ons verstaanskategorieë en wat ons kan dink en wat ons kan verbeel. Maar God openbaar God self aan ons. God kom tot ons, God skep die wêreld, God word mens. So Bart, ons kan nie eintlik oor God praat nie, maar ons moet oor God praat, want ons is geadresseer, ons is aangespreek. En ons kan eintlik nie anders as om ook dan te praat nie. En dis hoe teologie gebore word. So teologie is altyd so half ook as mens studeer, jy skryf en jy probeer iets formuleer, maar dis altyd uit 'n plek van eerstens ons reageer op dit wat God eerste tot ons gesê en spreek het. En die tweede ding is dat ons kry altyd die gedink dat woorde amper tekort skiet en dis mooi, dis goed. Dis eintlik om te sê as ons vir God kon vasvat. Dis daai klassieke Augustinus ding. As jy sê nou het ek vir God en wie's God en hier is jou 5 of 10 sinne en nou weet ons dan het ons 'n probleem. Want dan eintlik is ons in beheer. Dan kan ons sê dit is hoe ons God vasvang in taal. Maar God transcendeer altyd. God is altyd meer as wat ons dink. Maar ook as dit by ons belydenis en goed is, God nooit minder as dit nie. So woorde is kragtig in ons belydenis, dit wat in die Bybel staan en teologie wat ons oefen. Maar ons weet natuurlik hierdie God is soveel groter as ons eers kan begin dink en verstaan. Nou ek wil vanaand sommer 'n bietjie vinnig met julle praat. Die tema van vanaand gaan oor sistematiese teologie en hoe ons oor God praat en God se openbaring en julle leer in die klas lees julle ek hoor julle lees min, nee ek spot julle lees baie hoor ek die hele tyd duisende bladsye. Ek weet nie wat al minder bladsye is nie, maar ek weet net altyd is baie bladsye. Maar en julle skryf ook baie. Ek sien Annelies lag daar. Julle skryf ook baie. En ek vermoed baie woorde. En dis beautiful. So teologie is natuurlik 'n woordwetenskap as jy dit so kan sê of dit gaan oor taal. Maar ek wil vanaand sommer net 'n bietjie uitdaag en sê sommer kerklik ook. Ek soos julle dalk weet hou baie van liturgie, maar ek hou ook baie van kuns. En ek wil sommer 'n bietjie vra, kan daai woorde oor God van teologie ook nie verbaal wees nie? Is daar maniere om teologie te doen wat nie eerste plek uit woorde en sintaks en sinne en sinskonstruksies bestaan nie, maar ander maniere, miskien deur musiek wat ons hoor, miskien deur dit wat ons weet voel, maar ook dalk deur dit wat ons sien of teken of voortbring in 'n kunstige manier. Goed, is iemand ietsie wat iets hieroor sê of kan ek eers 'n bietjie aangaan? As ons aangaan dan gaan ons Annelies vir ietsie sê en ek sien Louise is ook so maak is ook af. Yes. Annelies. Ons was die naweek op 'n retreat by Agterberg. Okay. En in daai kloof was dit so mooi dat jy nie God kon beleef. Ja. Dit was, ek dink jy net gaan saam met my stem daar. Was 'n stadium waar ek vir haar gewys het die wolk hang oor die berg, oor die koppie en daar's net so gleuf waar die son deurskyn bo die bergie. Wow. En ja, dit was ons selfde reaksie van wow. Ja. Maar nou wat ek oor wonder is Annelies, dit is nou soos 'n openbaring, maar sê maar jy sou gaan en dis wat ek actually vanaand oor wonder. So jy sien eintlik jy beleef iets van God daarvan, maar sê maar jy sou gaan en ek weet nie Annelies of jy goed kan skilder nie. En sê maar jy teken iets of jy skilder dit. Kan daai skilderwerk as teologie tel? Dis waar ek wonder. Goed, ek wil gou vir Louis en Jeanette kans gee. Louis, jy's volgende.
Dankie Marnus. Kan julle my hoor? Ja. Ja, ek dink ook ons manier hoe ons lewe. Okay, jy en ek. Okay, ek dink ons is 'n ons is 'n kunsvorm om ons eie, omdat ons God geskape is. En ek dink die manier hoe ons met ander mense omgaan, op die einde van die dag sonder om 'n woord te sê of enigiets, okay, kan op die einde van die dag ook hoor hierso die woord verkondig, sonder om teologie te spreek. En wat my daaraan laat dink, ek wil miskien ken jy, ek weet jy al die storie ook gehoor en ander mense op in hierdie vergadering op die oomblik. Maar jare terug was daar 'n storie wat vertel het van 'n sending. Ek kan nie onthou in watter land in Asië het hy gaan sendingwerk doen, maar op daai stadium was dit verbân. Christendom was verbân. En hy het net dood eenvoudig tussen die mense gewoon. En ek dink hy het iets soos 15 of 20 jaar daar gewoon en hy is toe oorlede. En 'n hele paar jaar nadat hy oorlede is Christendom toe nou toegelaat in nuwe sendelinge soontoe en hulle met die mense praat in die dorp waar hierdie persoon gewoon het en onder die mense jy weet normale dinge vandag tot dag gedoen het die sendelinge vir hulle gesê, maar ken hulle vir Jesus? En toe antwoord die mense, ja, maar Jesus het onder hulle kom woon. Hy was hier. En toe hulle nou gaan navorsing doen, toe kom hulle agter mens hierdie persoon wat vir hoeveel jaar daar gewoon het. Hy het nooit die voorreg gehad om met sy mond oor Christendom te praat nie. Hy het nooit die voorreg gehad om vir die Bybel te vertel. Maar deur sy lewenswyse en die manier hoe hy hulle hanteer het hierdie mense gesê, maar as Jesus so is soos wat julle ons vertel het ons hom ervaar deur hierdie persoon. En ek dink dit is hoe ons almal moet wees. Ek dink wanneer mense met ons te doen kry, moet hulle Jesus in ons ervaar. Hulle moet sien ons hanteer hulle soos wat Jesus hulle sou hanteer het. Sonder enige voorberagte rare, onvoorwaardelike liefde, onvoorwaardelike omgee. En in dit is dit 'n kuns in itself. Dis wat in my kop opgekom het terwyl jy nou gepraat het en die vraag gevra. Ja, ek love dit. Ek probeer nou dink vir die teologus wat dit gesê het, dit ontgaan my nou, maar dit is 'n Berlynse teoloog, ek gaan nou sy naam onthou. Hy het hierdie ding gehad van ons lewe wat 'n kunswerk word vir en van voor God. En Jeanette, wonderlik. Dankie Louis. Ja, baie dankie. Ek glo deur Sorry Jeanette. Romano Gordini. Sorry, dis die ou wat ek kan dink. Romano Gordini. Hy's 'n Berlynse teoloog geweest, maar hy het die ding. Ekskuus Jeanette, net toe jy praat onthou ek. Dit is doodreg. Nee, ek glo absoluut deur kuns kan teologie oorgedra word. Ek is nou glad nie 'n meesterskilder of een wat mooi kan teken nie, maar ek doen nogal journaling en deur dit hoe ek dit doen is ook baie keer hoe ek uitdruk, jy weet, dit is ook 'n getuienis van my kant af. So, en as mens dink aan die verskillende kleure en alles wat God geskep het, dit is ook my manier om van hom te getuig. So ek dink deur kuns kan daar baie teologie oorgedra word en ook natuurlik deur die natuur, soos Annelies sê, dis ook 'n manier hoe ek net die Here ervaar en mens hoef partykeer net na 'n sonsondergang te kyk of iets om te besef, maar die Skepper God is daar, die Here is daar en ek dink as mense dit kon geskilder het, baie mense sal aanklank vind daarby, selfs mense wat dalk nie kan lees nie. Ek bedoel net deur na 'n kunswerk of 'n ikoon of iets te kyk, daar kan beslis teologie in dit wees. Wonderlik Jeanette. Ek gaan sommer aanspring en sê dat vandag is die veld van teologie en die kunste massive. So, baie van julle is nou met voorgraadse studies besig, party met nagraadse studies. Maar veral as jy by nagraadse studies kom, is teologiese estetika, soos dit dikwels bekend staan. En is 'n groot ding. En is veral in die protestantse en ook gereformeerde wêreld. So, natuurlik is kuns groot in sê maar die katolieke en ortodokse wêreld. Maar vat byvoorbeeld St Andrews in Skotland of byvoorbeeld die Duke Initiative in Theology and the Arts by die Universiteit van Duke of by Yale, het jy die Institute of Sacred Music of by Fuller wat so 'n bietjie meer evangelikaal is, het jy die Brehm Center, maar ook weet baie sterk eintlik veral by Fuller gereformeerd en jy het al die sentrums wat teologie en die kunste ernstig opvat en veral dan teologiese estetika. So estetika weet julle natuurlik miskien het te maak met Janine, wil ietsie sê. Janine, wil jy ietsie sê? Okay, hand is op, maar ek gaan eers aangaan. Janine, jy kan maar praat as jy wil, maar
hierdie teoloog met die naam Hans-Urs van Balthasar, so hy het hierdie hele teologiese estetika ding op die map gesit, ook die woorde en estetika kom van die Griekse woord aesthesis af wat te maak het met ons sintuie. Dis om te sê dat ons moet teologies nadink, nie net oor kuns nie, en dis wat in estetika gebeur nie, maar ook miskien kuns kan ook 'n vorm van teologie wees. So jy kan 'n bietjie meer gaan oplees oor Hans-Urs van Balthasar en ek sal vir julle lees dit deel. Okay, so in die vroeë kerk is daar baie goeders geskryf. Natuurlik die Bybelse geskrifte en dis altyd wil ek regtig beklemtoon primêr. Ons is regtig natuurlik die Christelike geloof, maar ook die protestantse iterasie daarvan waarna ons almal behoort hierso. Sê die woord is sentraal. Die woord wat gespreek word, die woord wat neergeskryf is, maar bovenal ook die woord wat tussen ons geleef het, Christus self. So ek wil regtig beklemtoon in die vroeë kerk ook was die Bybel absoluut crucial geweest. Maar vir die eerste 2 eeue na Jesus het mense nie regtig kuns gemaak nie. Ek dink hulle was vir 'n oomblik was soos dit wat gebeur het was so groot en so kon nie eers begryp dat Christus self onder hulle gewoon het gesterf het opgestaan nie. En ook dit was in 'n vreemde wêreld. Hulle is al hoe meer vervolging in die lig gestaar en daar's moeilike goeders wat aangegaan het. Maar stelselmatig het mense ook in reaksie op dit wat hulle in die Bybel gehoor het en dit wat hulle van God beleef het begin om kuns te skep. So hier van die 2de eeu af aan. As jy in die vroeë kerk kyk, die katakombes, vroeë huiskerke, plekke waar hulle gedoop het, waar hulle nagmaal gevier het, waar hulle mense begrawe het, sien jy dat kuns al hoe sterker en meer begin na vore kom. Uitbeeldings van Christus self, ek sal nou ietsie daarvan sê, maar ook van Bybelse tonele. Daar sien julle die goeie herder, daar sien julle van ek kan nou nie mooi sien daar nie, maar die vrou wat in Jesus se kleed raak, ook Ou Testamentiese verhale Jeanette het nou, of wie het nou gesê, het so mooi gesê, dit het ook baie te maak gehad dat baie mense nie in die vroeë kerk kon lees nie. So jy het ingestap in 'n kerk en dan het jy die prente gesien en dit was teologie. Dit het jou vertel van die evangelie, maar dit ook vir jou vertel oor iets wie God is en wat God doen. En dit is 'n visuele teologie, sou mens kon sê. Annelies. Ek dink nou daaraan my ouers het verlede jaar die voorreg gehad om Egipte te toer. En hulle was in Alexandria. In daai kathedraal in die berg waar hulle vir ons foto's gewys het van al hierdie skilderye teen die mure om die evangelie te verkondig. Dit is verskriklik mooi. So dis absoluut en ek laat dat jy sê dis mooi want ek gaan terug staan weer by skoonheid ook. Goed, so daar sien julle so van die vroegste tye af is kuns deel nie net van die kerk nie. Is kuns ook 'n vorm van teologie. So hierdie was woorde, as jy sommer so kyk, oor, nie net woorde van God nie, maar ook woorde oor God. En baie keer, veral in die vroeë kerk, weet julle, vervolging het plaasgevind, so hulle kom baie keer dit nie eksplisiet doen nie, maar jy het byvoorbeeld baie keer die Pau gehad. So Pau het iets verwys terug na die Genesis narratief, die tuin van Eden, maar ook eskatologies, deur te sê daar gaan 'n dag kom wanneer daar weer herstel en goed plaasvind. Jy het die Ichthys gehad, die visteken, julle ken dit almal wat ook met die Christelike geloof te doen gehad het. Jy het byvoorbeeld in die vroeë kerk 'n duif dikwels gehad. Ek het nou laasweek by Helderberg Pinkster gedoen en toe het ek oor Jona gepreek en toe het is ek weer herinner, Jona is die Hebreëse woord vir duif. So elke keer as daar duif in die Ou Testament staan, dan staan eintlik Jona. Maar die duif is belangrik want dit vlieg uit Noag se skip uit, uit die ark uit en is ook die gees. So jy het hierdie teologie wat ontstaan en eintlik ontwikkel vanuit ook dan die kuns. En mense doen kuns nie net deur te skryf en te praat nie, maar ook te teken. Nou natuurlik was daar hierdie hele vraag van kan en mag ons dit doen, want daar's altyd ook uitdaging deur te sê dat jy nie afbeelde natuurlik van God kan maak nie. So in Engels kan ons sê weer die woord van idolatry is 'n incredibly important concept hierso, iets wat ons oor moet praat. En dit was 'n groot ding. So in die vroeë kerk veral is daar gevra kan en mag ons en daar's gesê dat daar altyd natuurlik die gevaar is. Mense het nog altyd die mense hart soos ek al fyn gesê
is 'n fabriek wat afgode maak, 'n idol factory, en ons kan maklik goue kalwe maak, wat op 'n manier dink, oeh, dis heilig. Maar die groot ding is, wou mens dit in gedagte hou, kan daar ook 'n sterk argument gemaak word vir kuns. En dit het baie te maak met die volgende. Eerstens dat die God wat ons aanbid is 'n kunstenaar God. So in Genesis, daar sien julle Lukas Cranach, daar is uit die Literbybel uit as jy gewonder het. Maar bro, jy het hierdie gedagte van God sê laat ons maak, en God spreek en dan kom die wêreld voort. En God sê dit is goed, en julle het dalk al baie keer by my gehoor. Ek hou van daai vertaling. Daai vertaling is goed natuurlik, maar die woord wat gebruik word, toof, kan ook vertaal word as mooi. So God skep en God sê dis mooi. En dis 'n unieke ding in die antieke wêreld. Al die ander skepingsverhale is mense wat veg en mekaar doodmaak. Jy weet, vir Marduk wat vir Tiamat die middel deur slaan en dan sit die hemel en die aarde. God is 'n kunstenaar God wat skep. En God sê ook dat die mens is in sy beeld geskep. So as God 'n skepper God is, dan is daar ook iets skepend in ons as skepsels. Nee, as ons sê dis wie God is en ons is in God se beeld, dan kan ons ook maak. Maar die tweede ding is ook dan die feit dat Christus mens geword het. So Christus het vlees geword. God het onder ons kom woon. En daar sien in Kolossense so mooi in Engels, he is the image of the God invisible. En julle sien wat die woord is daar, miskien in Grieks, jy kan daar bo die of die Griekse tipe van omsetting lees in Engels, of ten minste in Latynse letters of so, en daar staan hos est 'n icon. En dis interessant, nee, want dit is die groot onderskeid dan tussen icons en idols. Idols, idolatry, afgoderry, is goed wat ons maak, wat eintlik so bietjie so speels is. Dit word eintlik refleksies van, ons is so wonderlik, en ons is so goed, en kyk wat kan ons maak. En dit gaan nie eintlik oor, dit gaan nie eintlik oor die ding daar nie. Die goue kalf was eintlik 'n manier vir hulle om te sê, ons gaan okay wees, en ons kan beheer hou, en kyk hoe pragtig is dit wat ons kan voortbring, so. En ons gaan ons hoop in amper al wêreldse, aardse, materiële dinge sit of so. 'n Icon is iets anderste. Dit is iets wat deur dit na dit te kyk, of deur dit te maak, of deur daarmee te doen te kry, eintlik dat dit soos 'n spieël funksioneer. Jean-Luc Marion is 'n teoloog wat dit sê. So hy sê idol is 'n spieël, en 'n icon is 'n venster. Dit maak oop tot die glorie van God, en God wat groter is, en ek weet, op 'n manier, as ons sê maar na hierdie kunswerk kyk van George Roal, is dit natuurlik mooi, broer, dis hierdie verskriklike ding van die kruis, maar ons word ingetrek en ons iets aangrypend daaraan, maar dit nooi ons eintlik uit tot Christus, wat nie vasgevang is in daai prent nie, maar groter is en wonderliker is as wat ons ooit kan dink. En so wat mense in die 8ste eeu gesê het, iemand soos Johannes van Damascus is, the invisible things of God have been made visible in Christus. En omdat ons Christus tussen ons gewoon het, kan die materiële wêreld ook ons iets wys van wie God is. Nie as 'n doel in sigself nie, maar eintlik as 'n venster wat oopmaak tot God, wat natuurlik hierdie wêreld transformeer. 'n hele verhaal kan vasgeword van kunswerk. Ikone is 'n goeie voorbeeld, baie mooi. Dawie sê dit wonderlik. Val musiek ook onder kuns, en wat van kos? Ek love dit. Ek weet nie, Johan of jy geweet nie, ons het Tyson See That the Lord is Good, ons konferensie van 2 jaar terug, het ons 'n hele teologiese konferensie gehad oor die tafel en oor kos. Ons het self 'n Gisela Kreglinger gehad. Gisela is 'n wynmaker uit Duitsland, en sy het 'n boek geskryf oor the spirituality of wine. So ons het oor kos en wyn en wat beteken dit om 'n tafel te sit, en dit was ook 'n teologiese oefening geweest, en musiek natuurlik dieselfde. Ek gaan aanbeweeg, so ikone is 'n belangrike deel van veral die oosterse tradisie, en dis wat jou ouers Annelies in Egipte ook sou sien. Hulle is kopties, maar hulle het ook ikone, maar ook in die ortodokse kerk, en hierdie noem ons 'n ikonostase. So as jy instap in 'n ortodokse of 'n Grieks-ortodokse, Russies-ortodokse kerk, of 'n Koptiese kerk in Egipte of 'n Ethiopiese kerk, dan sien jy ikone. En die ikone is presies dit, dis vensters wat eintlik vir ons, dit gaan nie oor die kunswerk self nie, dit maak oop
tot die realiteit van God. Dis wegwysers na God self toe. Dit is tekens wat ons oor rig op God. En daar is altyd hierdie wisselwerking ook om te sê dat jy kyk vir die kunswerk, maar eintlik word jy ook gesien. Dis deur dit te kyk, beleef jy iets van die God wat groter is en ook agter hierdie kunswerk staan. Goed, so ek wil net so 'n bietjie van die ikoniese, jy weet, dis die ikoontradisie. Daar's 'n beautiful boek wat John de Gruchy geskryf het. As jy dit in die hande kan kry, Icons as a Means of Grace. So John de Gruchy is 'n gereformeerde teoloog en hy het 'n boek geskryf oor 'n gereformeerde verstaan van ikone. En ek kan dit regtig baie sterk aanbeveel. Maar nog steeds was hierdie stryd daar. En veral in die reformatie was daar hierdie hele ding van daar het jy vir Luther en jy het vir Calvin, so ek wil net my elke keer is die skerm en jy het vir Zwingli en jy het vir iemand soos Karlstadt ook wat saam met Luther daar in die Duitse reformatie was. En daar het jy die wat hulle noem 'n ikonoklasme dikwels gehad. So daar is geglo dat party tradisies in die kerk te ver gegaan het, dat mense wel vorme van afgoderry aangehang het, dat hulle vasgevang geraak word in die kunswerk self en nie die God wat agter die kunswerk staan nie. Dit is eintlik die wonderlike manier om dit te sê. Dit word 'n doel in sigself. Maar self in die reformatie en in die ikonoklasme goeders het hulle baie keer gegaan en jy het dalk in Europa al gesien van die kunswerke verwyderd en afgehaal goed. Maar self in die reformatie het daar hernieude waardering gekom vir kuns, ook as 'n vorm van teologie. Veral by Luther het hy gesê baie mense presies dit kon nie lees nie, kon nie skryf nie en 'n manier waarop hulle teologie kon inneem en ook teologie pleeg, as ek dit so kan stel, is deur die kunste gewees. En hier is 'n ongelooflike mooi aanhaling van Luther. Hy sê die volgende. Sal ek net gee hierso. Hy sê, "It is possible for me to hear and bear in mind the story of the passion of our Lord. But it is impossible for me to hear and bear it in mind without forming mental images of it in my heart. For whether I will or not when I hear of Christ, an image of a man hanging on a cross takes form in my heart, just as the reflection of my face naturally appears in the waters when I look up into it. If it is not a sin, but good to have the image of Christ in my heart, why would it be a sin to have it in my eyes?" En in die Lutherse wêreld veral, wat deel van ons protestantse familie is en baie naby die gereformeerde tradisie, is kuns natuurlik verskriklik belangrik, maar self in die gereformeerde tradisie. Calvin het nie baie gehou van kunswerke in die kerk nie. So Calvin het gehou van lig. Hy het baie julle was mos op by die Andrew Murray sentrum gewees. So hy het gehou van wit mure en hy het gesien daar's nie niks nie. Hy het gesê in die lig beleef ons die volheid van God. Maar self Calvin het 'n ongelooflike mooi verstaan gehad van die natuur. So hy het ons gepraat van dit as die teater van God se glorie en van kuns en veral van musiek en hoe dit kan funksioneer in die tradisie. Daar's 'n wonderlike boek met 'n deur 'n teoloog met die naam David Taylor en hy is by Fuller en hy het 'n boek geskryf oor die boek se naam is The Theatre of God's Glory, oor Calvin se teologiese estetika en hoe hy ook regtig verstaan het dat skoonheid iets is waarin ons God beleef en veral buite die kerk in ander tipe van settings het Calvin wel inderdaad dan was 'n voorstander gewees dat daar kuns is en kan wees of so. Goed, iemand wat iets dalk hierso oor wil sê. So dit was nou 'n voelvlug gewees, so 'n bietjie oor die kunsgeskiedenis of so. En dit bring ons by vandag natuurlik om te sê kuns is so belangrik. Ons leef in 'n wêreld wat eintlik in baie opsigte gevul is met duisende beelde. As jy jou foon optel, is daar beelde. As jy die TV aansit, is daar beelde. As jy in die pad afry, dan sien jy die borde langs die pad en oral is daar beelde en ons gaan moet sê en vra as teoloë, as predikante, as diensleraars, as mense wat bedienaars, hoe help ons mense om teologies na beelde, images, kuns te kyk? En dit is altyd goed, so om te sê, hoe stap jy in 'n kunsgalery of kyk jy na 'n fliek of so, en sê, wat kan ons teologies hierby leer, of eintlik teologies daarmee omgaan, maar twee ook, ons moet mense help om ook te sê, hoe kan ons in en deur ander maniere as net die verbale, die skryf, die praat van woorde, ook teologie doen. Is dit moontlik dat jy op jou gitaar kan sit en musiek speel, en nie net
tot lof van God nie, maar eintlik iets oor God probeer sê, iets van God probeer uitdruk in dit wat jy sê, speel. Kan jy kos so voorberei, en ek het nou daar gesien van net in mense lewe, dat dit teologie is. En dit staan daar nie teenoor geskrewe teologie nie. Ek dink is juis om te sê dat, is daar kontinuïteit tussen die taak wat jy skryf, en die kos wat jy nou maak. Nee, kan jy een oomblik preek en die volgende oomblik iets teken wat miskien iets vasvang van dit wat in die preek probeer sê is? Kan jy ons het nou gehoor van journaling. Kan jy sommer deur 'n paar los gedagtes neer te skryf, deur dit te bid, maar ook woorde nie net tot God nie, maar self oor God spreek. Teologie doen. Kan jy 'n teoloog wees deur slegte journal? Ek dink jy kan. Goed, iemand wat miskien iets hieroor wil sê, nou wil ek miskien afsluit deur ek dink een van ons groot teoloë van die of 'n wonderlike teoloog te verwys. Goed, JP. Ja, skus, ek dink mens kan altyd na die ekstreem toe gaan ook, waar het 'n kollega gehad wat letterlik enige iets wat 'n vorm van ons vroeë kerk gehad het, uit die kerk uit verwyder. Dit was die doodste plek wat ek al in my lewe was. Daar's nie 'n kruis nie, daar is nie 'n kunswerk nie, en dit het veroorsaak dat absoluut hulle na die ekstreem toe gegaan het, en ek dink as mens by 'n kunswerk of musiek, ek is ongelooflik mal oor orgel. En as jy iemand het wat daai ding kan reg speel, hoor jy, dit trek in 'n ou se hart, en is net daai musiek wat deur 'n ou vloei, die vibrasie, daai hele ding van I'm in the moment. En dan stil te staan nie net oor die orgel of die persoon wat dit speel nie, maar die skepper agter dit. Daai absolute werking van die Heilige Gees vir daai persoon die absolute talent gegee het om of die prent neer te kan sit, of die poesie te kon skryf, of die orgel te kan speel, of 'n gitaar te kan speel, wat jou eintlik laat, daar's nie woorde nie, maar die trane loop en jy weet nie hoekom nie. En dis hoekom. En daai kollega het toe op die einde van die dag moes omdraai en sê hy was verkeerd geweest. Hy het dit verkeerd verstaan en hy kon om verskoning vra, en vandag is dit een van die mooiste goed op leidingstyd. Dan het hy die stasies en dit laat uitbeeld dat die mense hierdie journey vat deur die stasies, en daar's musiek by elke stasie wat betoeval het van daai spesifieke belewenis van die kruisstasies. En so mens kan ekstreem gaan, maar daar's ook die mooiheid van net om stil te sit, te ervaar, te beleef, en dis my 5 cent. Dankie JP, en dis die ding, ek wil sê, in ons tradisie is daar baie keer kan gesê word 'n voorkeur as mens sort of 'n van die oor. En dit is fyn. Die reformatie het baie daarvan gemaak in ons tradisie om te sê dit gaan oor die woord wat gespreek word, maar ons as mense het ook ander sintuie, en natuurlik kan ons, soos ons nou gehoor het, in die natuur vir God so beleef, en ek dink ons as mense wat bedien, moet mense ook help om te verstaan en te leer. En broer, natuurlik het ons dit in ons eie tradisie ook met die nagmaal goed, om te sê, sien en proe dat God goed is. Sien die brood, sien die wyn, sien die water, voel die wyn. En ek dink daai sintuiglike dele van ons menswees is ook belangrik, en is wonderlik om te hoor dat jy ook so dink. Goed, Andrei Westraat. Manus nou, ek dink dis waar meditatiewe spiritualiteit ons kan help om amper sê 'n kontemplatiewe leefstyl te ontwikkel, waar ons sal begin om God in die alledaagse te sien. En dat ons amper sê dat ons minder sal staat maak op hierdie glimpses wat ons van God sien, maar dat ons op 'n manier sal kom by 'n plek waar ons God sien in die amper sê in die seepbubbel, as ek staan in skottelgoed was, of as ek hom hoor wanneer ek die kinders in die parkie wil lag. So daar's iets van dit wat vir my waar is, en dan
dat die woord sentraal staan is altyd waar, maar dit impliseer klank. Soms geraas. En daar is diep waarde aan die stilte. En wanneer God met ons praat in die stilte. So ja. Ja, ek dink baie keer soos kontemplasie, natuurlik dink ons met dit kan wees dat ons natuurlik met twee oë amper op sit en kontempleer, maar dit kom van die Latyn contemplaria wat beteken eintlik om aandagtig te kyk of te sien. En ek dink dit is deel van die kontemplatiewe spiritualiteit en lewe. En ek love dit wat jy sê, Andre, is om te kyk. Miskien is dit iets super eenvoudig soos 'n seepbottel wat daar waar jy skorrelgoed was of iets mooi in die tuin in die natuur of 'n kunswerk self. Ek wil sommer hierso weer teruggaan na 'n kunswerk wat ek baie van hou. En ons praat natuurlik baie keer van maniere hoe ons sê maar met die teks aangaan. Ons moet aandagtig luister, maar ons kan eintlik lank ook na so 'n kunswerk kyk, bidend. En vra, wat wil God daardeur vir ons sê? Hoe wil God daardeur met ons praat? Wat leer ons van Christus? Een ding wat ek sommer net altyd met hierdie kunswerk sommer op met, en hierdie is 'n teologiese opmerking. So dis nie net van Christus het aan die kruis gesterf nie. Julle sien Roald het nie Christus se hande daar geskilder nie. Want daar sou vir die gedagte dat Christus se arm so ver strek van oos na wes om die hele wêreld eintlik te omhels en almal van ons, dat jy nie dit kan vasvang nie. Soos dis 'n teologiese opmerking om te sê God omhels die wêreld en omhels vir my en jou, en daarom kan jy amper of nie sy hande vasvang nie. En kuns kan dit doen, en vir dit moet ons kyk en moet ons kontempleer. Janine. Goeienaand almal. Ja, ook net 'n gedagte om ook 'n bietjie by te las by Andre. Ja, wat vir my ook ongelooflik net soos dat ons ook daai voorreg het om, ek wil sê, God in ons alledaagse lewe te kan sien en om so te ervaar. Want hoe nader ons aan God raak, hoe verander ons perspektief in die beste manier moontlik. Wanneer jy deur daai rowwe waters gaan of deur regtig daai moeilike tye, mens sien God se hand in alles en mens gebruik half die Here om regtig 'n slegte situasie in 'n goeie situasie te verander. En dan ook om net 'n bietjie ook te praat oor die vorige sessie met Logos Street. Ons het ook 'n bietjie gepraat oor talente en musiek. En om daai talente, maak nie saak wat dit is nie, daai talente wat die Here vir ons gegee het, om dit net uit te leef ook met passie en natuurlik vir God, om God te verheerlik en net te eer. So ja, dis maar wat ek wou sê. Baie dankie. Annelies, jy wil ook nog ietsie sê? Ja, ek gebruik kuns as 'n vorm van Bybelstudie. Ek het nou volgende week ons gemeente se aksie vir vroue wat ek hulle gaan leer om te decoupage met die tema van ex nihilo. Ja. Dan vertel ek die skepingsverhaal saam met die decoupage van jy's 'n blank canvas en dan gebruik jy die servet en die gom om die prentjie te maak en so het God geskep uit niks uit. Ja, dis beautiful. Ek love dit. Ons kan nog eendag lekker oor Creatio ex nihilo praat. Ek love dit en dink baie actually daaroor na in my eie teologiese werk ook goed. Koenie, miskien laaste opmerking en dan wil ek net afsluit met een klein ietsie. Marnus, ja, ek sou dink nou ons gereformeerde tradisie het ons nie 'n ruk hierdie kuns uit die kerk het weggevat nie. Want as ek nou mooi kan onthou, ek is nou ook al so almal meer ouer as 60 en as ek nou dink, een jaar het Dr. Adriel Koenig het hy 'n rubriek geskryf in die kerkbode en ek het daai ding vir jare geberg, maar ek weet dit nou nie meer nie. Waar hy gesê het dat selfs amper die blomme Sondag in die kerk die eer van God kan wegvat. En waar het ons hierdie ding verloor en hoe tel ons dit nou weer op? Ek dink nou maar net daaraan. Ek ben iewers het ons ding weggevat en nou probeer ons weer. Baie keer Koenie is dit ook 'n pendulum wat swaai. So ek wil tog sê dat ons hierdie storie van die goue kalf in die Bybel. So dit is reg deur die Ou en Nuwe Testament het jy hierdie spanning
wat dikwels loop. Weereens tussen ek gaan as dit reg is, julle hoef dit nie te lees nie, maar ek gaan sommer vir julle 2 leesstukke met julle deel wat bietjie gaan en veral die een oor hierdie hele spanning tussen die icon en die idol. En natuurlik is dit daar. Daar's altyd die gevaar, ek weet dit Calvin sê dat ons harte is 'n afgod fabriek en ons kan maklik na iets kyk en dink, "Wow, die blomme is mooi." Plaas van om ook te weet, "Wel, die blomme is mooi, waar kom dit vandaan?" God het dit gemaak. Maar Koenie, as ons daarom ons is as die Christelike geloof, as ons sê Christus het mens geword, het tussen ons kom woon, dan verander dit ook hoe ons na die wêreld kyk. En ek is baie keer bang en ek dink dis die groot gevaar. Jy weet, iemand se Zwingli het baie sterk eintlik vir iemand se Plato aangehang, dat jy die dualisme het om te sê God, weet, gees is goed en die materiële wêreld is amper minder goed. Jy weet, daar's altyd daai versoeking. En ek dink as ons met kuns en met blomme dit kan sien en die God daar agter kan raak sien, dan is ons op die regte plek. Ek wil eintlik nou oor iemand anders te praat, maar ek wil eintlik gou met julle ietsie deel. Laat ek net kyk of ek dit kan kry. Laat ek gou vinnig hierso kyk van Augustinus. Ja, ek het dit gekry actually. Dit was vinnig. Laat ek dit gou hierso oopmaak, Zoom. Ek hou verskriklik baie van hierdie. Kom ek kyk gou of hierdie kan werk. Augustinus sê die volgende. Kan julle daai sien? Sien julle vir Augustinus? Ja, dankie. Hy sê, hy skryf in sy in Confessiones. And what is the object of my love? I asked the earth and it said, it is not I. I asked all that is in it. They made the same confession. I asked the sea, the deeps, the living creatures that creep, and they responded, we are not your God, look beyond us. I asked the breezes which blow, and the entire air with its inhabitants said, Anaximenes was mistaken, I am not God. I asked heaven, sun, moon, and stars, they said, nor are we the God whom you seek. And I said to all these things in my external environment, tell me of my God who you are not, tell me something about him. And with a great voice they cried out, he made us. My question was the attention I gave to them, and their response was their beauty. So natuurlik kan dit gebeur, dat jy na die see kyk en na die natuur kyk en sê, wow, hierdie is sommer, dit is beautiful en dis dit. Maar Augustinus sê iets anders kan ook gebeur. Jy kan na dit kyk en eintlik die see en die aarde en die blomme en die goed kan terugpraat en sê, God het ons gemaak. En deur die skoonheid daarvan. En Karl Barth, die groot gereformeerde teoloog van die 20ste eeu, was eintlik gesê, ons praat nie genoeg oor die skoonheid van God nie. Nie net die skoonheid in die wêreld nie, maar God ook. Een van die attribute van God, om te sê die skoonheid van God, en dat die skoonheid van die wêreld iets van die skoonheid van God wys en reflekteer. En weer eens het hierdie kunstenaar God wat die wêreld gemaak het. En deur talente en die uitleef ook van ons kunstenaarsgawe, maar dis die vreemde ding, nee, dit is baie inherent tot wie ons as mense is. Ek sê vandag vir 'n ander klas, mense wat ek met vandag praat en goed, dis die vreemde ding van kuns, nee, dat ons het geen rede om kuns te maak as mense nie. So, ek bedoel, ons het nodig om te eet, ons het nodig om te slaap, ons het nodig om skuiling te hê. Maar van die vroegste tye af, as jy daar gaan stap, is daar rotstekeninge waar mense kuns maak. Daar's geen utilitaristiese funksie daarvan nie. So dit sê, dalk is dit iets van wat ingeskape is in wie ons is. En dit en die hoop is dat dit tot God, iets van God kan wys en ons nader aan God kan bring en iets van God kan laat beleef. En soos ek sê, Luther het dat baie daarvan gehou en vir Calvin, veral as ek sê nie noodwendig in die kerk nie, maar ander plek het hy regtig idee gehad van skoonheid en die glorie van God, ook in die teater van die skepping. En musiek. Vriende, in die gereformeerde tradisie, musiek is die dikwels, om te sê dat, ek het nou gehoor van die orgel en goed soos dit, en as jy 'n Bach kantata luister, maar dan in dieselfde asem, 'n Cranach kunswerk sien. Goed, ek wil praat laastens oor een kunstenaar van Suid-Afrika, ons moet amper klaarmaak, en dit is net 'n swart kunstenaar van Limpopo, wat nie kon skryf nie, en nie kon, so kommunikeer of so nie,
Maar ek dink tog wonderlike teologie gedoen het. En dit is 'n persoon met die naam Jackson Glungwane. Ek gaan gou vinnig hierso weer deel. Nee, wag. Dis verkeerd. Stop share. Share. Hooplik. Ag, tog, sorry, hy spring die hele tyd. Kom ons kyk gou hierso. Share. Sien julle nog steeds vir Augustinus, nê? Nee? Hoe kom maak hy so? Okay, kom ek gaan gou Augustinus toemaak. Dan kan hy nie oopmaak nie. Hy wil nou hê ons moet net na Augustinus luister. So ek gaan net dit maak. Sorry dat ek dit hierso oopmaak. As dit nie doen nie, gaan ek sommer gou vinnig die prentjie Google. Hierso is dit. Wonderlik. So Jackson Glungwane het hierdie geval gehad waar hy 'n beenbesering opgedoen het en hy het eintlik gedink in baie opsigte die pyn is so erg dat dit nie meer die moeite werd is om te leef nie. Toe het hy hierdie ervaring gehad van God wat hom genees het en daarna het hy begin kuns maak en hy het in Limpopo eintlik 'n hele heuwel gehad waar hy kunswerke gemaak het met baie werk uit die Ou Testament uit. Hy het ook baie tonele uit die Nuwe Testament gemaak. En my gunsteling kunswerk van Jackson Glungwane, kom ons kyk of hy nou oopmaak. Ja, daar's Jackson Glungwane, is 'n werk met die naam Christ Playing Football. En ek wil hê jy moet sommer vir 'n oomblik daarna kyk. En soos ek sê, Glungwane kon nie skryf nie en hy kon nie formeel teologie beoefen het nie. Hy kon nie gaan universiteit toe en sê hy gaan nou inskryf vir sy BTH nie. Hy kon nie verder swat en 'n PhD skryf nie, maar ek dink hy het iets profoundly teologies wat hy in en deur kunswerk doen. Nou sê baie keer Glungwane, julle ken dalk vir Klippie Skritzinger, wat ook in die tradisie staan van David Bosch, en hy het baie keer ook oor Glungwane gewerk en geskryf en goed, en hy het 'n teologie geskep, wat hy sê 'n teologie in klip en hout is. En hy het met sy hand, met daar bome wat geval het langs die rivier opgetel, en hy het hierdie pragtige beeldjie van Jesus gemaak. Ek dink hierdeur sê hy teologies. Jesus is nie iemand wat ver weg is nie. Jesus is iemand wat naby ons is. Jesus is daar, miskien wel mense besig om sokker daar buite te speel. Jesus is hier by ons. Jesus is tussen ons. Jesus is Immanuel, God met ons. Daar's ook iets speels daaraan om te sê Jesus, julle ken Gerald Manley Hopkins se gedig wat ook die boeknaam is van Eugene Peterson, Christ Plays in 10,000 Places. Vreugde van sokker speel met mense ietsie doen. Maar dan sal ook iets mooi vir my, kyk hoe hy die sokkerbal vashou. En daai sokkerbal lyk amper soos 'n aardbol. En baie keer sê kunsmense, wel Glungwane vir ons sê, kyk hoe hy dit eintlik beskerm met sy voet. Daar iets teer, amper soos 'n hen wat sy haar eiers toemaak. Christus kom in hierdie wêreld wat hierdie bal voorstel, beskerm. Maar dan is dit nie die Christus wat nie dit net op 'n manier die kruis gesy stap het nie. Julle ken nie julle ding van die stigmata op Christus se hande self as Christus opvoer na die hemel toe. Kyk hoe hy kraak aan die bokant. Dit lyk amper soos 'n traan wat afrol by Jesus se wang. Dis ook 'n Christus wat spreek van swaar kry en seer van die kruis. Maar in en deur dit nog steeds by mense is as opgestane Heer, wat saam kom sokker speel, maar op 'n teer en eintlik liefdevolle manier. So, julle sien wat ek probeer doen, en almal van, ek gaan vir julle dit aanstuur, kyk lank na daai kunswerk. Dis alles teologie wat beoefen word. Ons kan skryf in ons teologieboeke, Jesus in sy genade pas ons op. Maar jy kan dit ook uitbeeld soos Glungwane gedoen het, of daai selfe sin sê, deur hierdie Jesus figuur wat die bal saggies tussen sy bene hou. Ons kan ook sê Jesus is die opgestane, maar ook gekruisigde Here, maar ons sien daai traan, daai kraak wat afloop, en Glungwane kommunikeer dit ook. Ons kan sê Jesus is met ons, Immanuel,
Maar deur hierdie kunswerk probeer Hlongwane ook iets daarvan vir sy mense sê. Mense wat nie kon lees nie, hy kan self nie skryf nie. En ek dink dit is powerful. Net gou vinnig die chat hierso oopmaak. Dit lyk amper profeties. Vriende, ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Dit is tyd om te gaan. Ek gaan vir julle 2 stukke aanstuur oor die logiese estetika. Een gaan so 'n bietjie oor Hlongwane se stuk. Julle kan dit deurscan aan die einde is daar iets oor Hlongwane. En die ander een is sommer net 'n inleidende stuk oor die logiese estetika. As jy meer wil leer of meer wil weet hoe kuns funksioneer, en dis 2 akademiese artikels, maar daar's honderde ander boeke ook en goed wat jy kan lees. Kom ons doen teologie deur te skryf en te praat, maar kom ons doen ook teologie deur te kyk en selfs kreatief met ons hande te wees, soos Annelies nou gesê het. Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie dat U groter is wat ons eers kan begin verstaan. Here, dankie dat ons weet dat U 'n skepper God is, dat U 'n kunstenaar God is, dat U anders as die ander vertellings van daai tyd daarom nie oorlog gewoed hoef te word vir die wêreld om tot stand te kom nie, Here, maar dat U sommer net spreek en dit gebeur. En dat U sê dis goed, dis mooi. Here, dankie dat ons ook kreatief is en kan wees. Dankie dat U dit in ons harte ingebed het, dat ons eintlik kan kreatief wees, en of ons nou kos maak, of musiek skep en sing, of ons sommer net self ons taak doen vir ons studies, en dit mooi uiteensit. Dankie dat ons weet dat ons elkeen nog 'n kunstenaar is. Here, maak ons oë oop en ons harte oop en ons ore oop om te leer en te sien daar waar ons iets van U in die wêreld kan sien. Daar waar daar dinge is wat ook sê God het ons gemaak, of ons spreek van iets van God se goedheid en glorie. Here, help dat ons nie vaskyk in die dinge van die wêreld nie, maar van die Here wat agter dit is. En dat ons oë ook deur na byvoorbeeld kuns te kyk, na U gedraai te word uiteindelik. Amen. Sê baie dankie julle. Ek gaan vir julle aanstuur ook die PowerPoints. Dankie dat ons in die begin kon praat. Julle het my hart gehoor om te sê wees rustig. Weet ook daar's klomp van ons wat regtig hier is om seker te maak alles gaan reg wees en okay wees. En ons is opgewonde en ons is dankbaar en ons vertrou op die Here vir elkeen van julle se lewens. Okay julle, bye, mooi bly. Bye. Baie dankie, geseënde aand vir almal. Lekker aand. Bye. Bye.